Goeiedag geliefdes, dit is vir my goed om weer saam met u te wees. Ons is nog steeds by Psalm 119 en ons gaan vandag met mekaar stil staan daar by die 30ste vers. Maar ek gaan vir die 29ste vers ook lees, dat ons net die teenstelling kry van twee stellinge teenoor mekaar. Die 29ste vers het gesê, verwyder van my die weg van leuns, en verleen my genadiglik u wet. Nou kry ons die ander kant van die munt. Ek het die weg van waarheid verkies. U verordeninge het ek voor my gestel. Die leuen aan die een kant en die teenpool of die ander kant van die munt waarheid. En hier is 'n geweldige woord. Ek het die weg van waarheid verkies. En weer eens moet jy oplet, ons praat oor die woordjie, die weg van waarheid, en die weg van die leuns. Wat beteken dat dit my totale lewe omsluit, die wyse wat ek lewe, die wyse wat ek dinge doen, en hoe ek met my lewe omgaan, is die leuen aan die een kant in vers 29, maar nou die waarheid in vers 30. En weer eens die geweldige woord, dat in alles waarheid. Geen leuen nie, maar die waarheid in alles wat ek sê. Wat is waarheid, geliefde? Kom ons gee 'n paar definisies aan waarheid, of elemente aan waarheid. Dit impliseer eerlikheid, in alle opsigte. Dit impliseer dat daar geen bedrog in my lewe sal wees nie. Dit impliseer dat ek nie sal voorgee nie, dat ek nie 'n skyn lewe sal hê nie, maar dat ek amper sê, ek is deursigtig dat iemand en enige iemand my lewe kan aanskou. Dit is onkreukbaar as ons praat van waarheid. En hierdie element waarheid is van God waar, is van die Here Jesus Christus waar, en is van die Heilige Gees waar. Dis 'n karakter van God drie-enig. Daar in Deuteronomium 32 vers 4, lees ons dat God is 'n God van waarheid, reg, en hy het geen onreg nie. Wanneer ons oor die Here Jesus praat, dan sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. As ons oor die Heilige Gees praat, dan sê Johannes in Johannes 16, ek stuur julle die Gees van die waarheid. Want u sien, geliefde, wie is God? Kom ons hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 5, wie is God? En dit sluit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in. Wie is hulle? God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ek dan God my God noem, miskien moet ek en u net weer bietjie die terme my God in gedagtenis neem. As ek sê hy is my God, die een wat ek dien, die een wat ek aanbid, die een wat ek eerbiedig, dan moet dit 'n implikasie in my lewe hê, en dan moet ek sê, as ek God my God noem, dan moet ek opleef teenoor die naam van God. Dan moet ek opleef daarteenoor, dat ek in die aangesig van God ook oop en eerlik wandel. Want hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 6. As ek sê dat ek met God gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Ek kan nie sê dat ek met God gemeenskap het en in duisternis wandel nie. God hou geen gemeenskap met duisternis nie. Die 7de vers sê, maar as ek in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Wanneer Paulus praat oor hierdie naam van Christus self, in 2 Timoteus 2 vers 19, dan sê, laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van alle ongeregtigheid. Ek dink onwillekeurig daar in ou tekskie in Maleagi 1 vers 6. As God met sy volk praat en sê, 'n seun eer die Vader, en 'n knegt sy Heer. As ek dan Vader is, waar is my eer? En as ek Here is, waar is die vrees vir my naam? Groot woorde.
Jy noem my Here, jy noem my God. Dink aan Lukas 6 vers 46, julle noem my Here, Here, en julle is reg, ek is dit, maar julle doen nie wat ek sê nie. Weet jy geliefde, as ek praat oor waarheid, dan wil ek hê daardie getuienis wat van Elia gesê is, moet van u en my ook gesê kan word. 1 Konings 17:24, die woorde van u mond is waarheid. Dit wat ek sê is waarheid. Algehele waarheid, sonder enige kreukel, sonder enige skyn, sonder enige voordoen. Ek praat absoluut die waarheid en ek sê niks anders as die waarheid nie. Dit is my geweldig uit die woord van die Here sê, daar in Psalm 15, wie mag klim op die berg van die Here? Hy wat rein van hand, suiwer van hart is, en wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, en wat met sy hart die waarheid spreek. Geweldige woord. Wat met sy hart die waarheid spreek. As ek praat om te weet, ek praat algeheel net die waarheid. Psalm 51 vers 8 sê dit vir ons so mooi. U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. Dit is wat God sal behaag. As God na u en my kyk in ons innerlike, as God na ons kyk in ons totale wese, dat hy sal sien dat sy kindertjies in waarheid en opregtheid wandel. Spreuke, die 8ste hoofstuk vers 7, het 'n baie mooi woord. Hy sê, net met my verhemelte spreek ek net die waarheid. En die geliefde, hierdie woord met vir u en my uitdaag. Ook Sagaria 8 vers 16, spreek die waarheid met mekaar. Soos dat Paulus gesê het, in Romeine 9 vers 1, as hy gesê het, ek lieg nie, ek spreek die waarheid, my gewete getuig saam met my. Kom ek en u staan net 'n oomblik stil, en ons ontleed onsself om te sê, Here, spreek ek waarheid. Paulus het ook 'n ander woord, daar in 1 Timoteus, die 2de hoofstuk vers 7, as hy sê die waarheid in Christus Jesus, dat dit van u en my waar sal wees. Ja, die woord van die Here sê vir ons, lê die leuen af en spreek die waarheid. Geliefde, kom ek sê vir u, daar is nie so iets soos 'n halwe waarheid nie. Dis 'n leuen. Daar is nie so 'n wit leentjie nie, dis 'n leuen. Dis of waarheid of dis nie waarheid nie. Dis of die een of die ander. Daarom sê 1 Johannes 2:21, daar is geen leuen in die waarheid nie. Maar ons kan hom maar omdraai ook. Daar is geen waarheid in die leuen nie. Nou kom die psalmis en sê, ek het die weg van waarheid bewandel. Kom ons kyk dan na die weg van waarheid. Nie alleen in die woorde wat ek spreek nie, maar ook die wyse wat ek leef. Kom ek vra vir jou, is jy in jou besigheid en waar jy met mense omgaan, is dit absoluut in waarheid wat jy omgaan, of is jy besig om in 'n sekere sin ook maar mense in te doen? Is jou besigheid oop en eerlik? Is dit waarheid? Ek dink aan mense wat so maklik ander mense om die bos lei, en ek self het al in die set geval van tyddeel, wat al aan jou verkoop met die wonderlikste, mooiste beloftes, en dan kom jy agter dat dit wat hulle jou beloof het, is nie waar nie. Dis 'n leuen wat hulle jou vertel het, en hulle het iets aan jou afgesmeer, en jy sit met die gevolge, omdat iemand jou mislei het en vir jou nie die waarheid vertel het. Selfs met assuransie. As ek vir iemand 'n polis verkoop ek iets tot sy voordeel, of verkoop ek iets tot my voordeel. Smeer ek iets aan hom af waar ek die meeste kommissie kan kry, maar ek weet ek doen nie die beste vir hom nie. Kom ons kyk ook prakties. Inkomstebelasting voor wat ingevul word. Is dit wat ek daar invul algeheel waarheid? Is dit die waarheid wat ek vertel? Of is ek besig om versinsels en allerlei bedrog in te pleeg en die ontvanger in te doen? Dis nie waarheid nie, geliefde. U het waarheid in die binneste lief. Here, ek verkies die weg van waarheid. Geweldige woorde. Daar in Psalm 26 vers 3 sê, ek wandel in waarheid. En geliefde, God soek mos mense, wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Soos die apostel Paulus sê, daar in 1 Korintiërs 5 vers 8,
Laat ons fees vier met die brood van reinheid en waarheid. Dit kan nie ongeregtigheid en waarheid wees nie. Dit kan nie bedrog en waarheid wees nie. Daarom sê met ongesuurde, wanneer ons praat oor suur in die Bybel, suurdeeg, dan praat ons van sonde. Paulus sê dat ons dan fees vier sonder die sondige beginsels, maar in reinheid en in waarheid voor God wandel. Ek wonder baie keer as ek dink aan die gevalle wat ek vir die genoem het, my besigheid en my tyddeel en al hierdie dinge wat ek met mense omgaan. Wonder ek baie keer, geliefdes, wat kleef aan jou en my hande? Ek dink daaraan Genesis die 4de hoofstuk, waar die Here vir Kain sê, Kain, die bloed van jou broer, die roep na my vanuit die aarde. Ek wonder of daar die bloed teen kinders van God roep nie. Geliefdes, dat ek dink aan my eie persoonlike ervaring. Mense wat vir my bouwerk gedoen het, wat absoluut knoeiwerk gedoen het, en wat self materiaal by mense gaan koop het, en hulle nooit betaal het nie. En daardie besighede het bankrot gespeel. Daardie besighede kon dit nie, hierdie las verwerk nie. Dan sê ek, jy wat sê jy's 'n kind van God, wandel jy in waarheid en kan ek jou vertrou? Of wil daar slinksheid en agterbaksheid in jou lewe? Dit is my so geweldig as Jesaja 1 vir ons kom sê, die volk van God wat die Here wil aanbid. En ek wil dit vir u lees. Wat sê die Here daar in Jesaja 1 van mense wat hom wil aanbid wat nie opreg met God is nie? Hoor wat sê hy. Wat het ek aan die menigte van jou slagoffers? Sê die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en vet van vetgemaakte kalwers. Ek het geen behaag in die bloed van stiere en lammers nie. As jy kom om voor my aangesig te verskyn, wie het van jou hand geëis om my voorhoof te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maande en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestye nie. Julle nuwe maande en julle feeste haat my siel. Hulle is my oorlas, ek is moeg om hulle te dra. En as jou hande uitbrei tot my bid, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Wat 'n geweldige woord. Jy sê jy aanbid die Here. Maar as God kyk na die hart wat hom aanbid, as God kyk na die lewe wat so kon sy hom aanbid, sien God 'n lewe en woorde wat by mekaar uitkom. Of is ook my aanbidding vir God nie welbehaaglik nie? Want God sê jy kom bid, jy bring offers, jy praat mooi, jy bid mooi, jy deel in alles rondom die kerk, maar ek ken jou. En dan gebruik hy sterk woorde. Ek het geen behaag in wat jy doen nie. Ek is sat van julle offers. Ek is moeg om dit te dra. As julle bid, maak ek my oë vir julle toe. Ek luister nie meer na julle nie. Mag dit nooit van u en my ware wees nie. Mag God ons gebede antwoord, omdat God ons lewens sien, dat ons eerlik en opreg met God wandel. Geliefde, ons is in 'n stryd. Ons is in 'n worstelstryd, sê Efesiërs 6. En om in hierdie worstelstryd te oorleef, moet ons die volle wapenrusting van God aantrek. En let op, die eerste van daardie wapenrusting is die gordel van waarheid. As daar nie waarheid in jou lewe is nie, het jy geen verweer teen die bose nie. Maar speel jy in die hande van die bose, is jy besig met bose werke. As jy dan die wapenrusting wil aantrek, begin by die gordel van waarheid. En al die ander elemente van die wapenrusting word aan die gordel van waarheid vasgemaak. Dis die begin van 'n wandeling met God. Dit is die begin van 'n voortgesette wandeling met God. Dit is waar die seën van die Here ingeleë is. Ag, ek dink aan 'n woord. Daar in Jesaja, in Jeremia 5 vers 13. U oë is op waarheid gerig. God kyk en soek na waarheid. God kyk na sy kindertjies en hy vra wat se waarheid is daar. Ag, geliefdes, as ek dink aan Johannes 17 vers 19, wanneer die Here bid, dan sê hy, Vader, heilig hulle in u waarheid. En dan sê hy, dat hulle in u waarheid geheilig mag wees. Wil jy oplet? Heiligheid en waarheid is twee karperde. Heiligheid en waarheid loop saam.
Jy kan nie heiligheid hê sonder waarheid nie. En dit is net alleen as jy in 'n heilige, skoon verhouding met God lewe, dat jy waarheid in jou lewe sal hê. Daarom moet ek en u jaag na waarheid. Moet ons jaag om in 'n verhouding met God te wees en die Here onsse God werklik te dien met ons hele hart en met ons hele wese. Ag geliefde, ek dink daaraan Jesaja 59 vers 1 tot 3. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy ore is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skuitsmuur geword tussen julle en God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Was julle hande is vol bloed, bevlek en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuns en julle tong fluister onreg. Ek kan nie julle gebede hoor nie. Ek kan nie my hand uitsteek om julle te help nie, want daar is valsheid, en hy noem dit ook. Hy sê daar is ongeregtigheid, daar's leuns, daar's onreg in jou lewe. Ek kan nie jou gebede antwoord nie. Daar's 'n skuitsmuur tussen ek en jy, omdat jy sonde in jou lewe huisves. Ag, ek dink daaraan Jeremia 9 vers 5. Bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge. Dan sê hy, spreek nie bedrog onder mekaar nie. Spreek onder mekaar die waarheid. Moenie mekaar bedrieg nie. Julle is kinders van God. Julle bely julle is kinders van God. En daarom, geliefde, sê die woord van die Here vir my, daar in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel kan verheerlik word oor wat hulle sien. Nie leuns en bedrog nie, nie leuns en onreg nie, maar waarheid word gekenmerk in kindertjies van God se lewe. Daar in Psalm 5 vers 7, daar 'n geweldige woord. Eet 'n afskuw aan bedrog. Enige iets wat nie waarheid is nie. Enige wyse wat ek 'n mens bedrieg, eet 'n afskuw daarin. En dan sê hy daar in die 50ste hoofstuk, Psalm 50 vers 9, julle tong pleeg of vleg bedrog. As jy praat, as jy voortdurend besig om mense in te doen. Geliefdes, niemand moet 'n ander mens bedrieg nie, sê die woord van God. Hy sê dit ook vir ons, lê dan alle bedrog en boosheid af. Dat julle lippe geen bedrog sal spreek nie. Dis net tekste wat ek vir u aanhaal, wat in die woord van God staan. Dat julle lippe geen bedrog sal spreek nie. Daarom, die bede van Psalm 25 vers 5, lei my in u waarheid, want u is die God van my heil. Jou is 'n groot woord. Lei my in u waarheid, want u is die God van my heil. U is die een wat vir my gee, u is die een wat vir my sorg. Daarom, Here, help my in opregtheid met u te wandel. Psalm 43 vers 3. U lig en u waarheid lei my na u heilige berg. Wie mag klim op die berg van die Here? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat met sy hart die waarheid spreek. Lei my in u waarheid na u heilige berg. Na daardie berg waar ek God ontmoet, waar die heiligheid van God tentoongestel word. Geliefdes, waarheid is 'n keuse. Elke keer wat ek en jy 'n besluit neem, elke keer wat ek en jy 'n woord praat, dan weet ons, praat ek nou die waarheid? Leef ek nou die waarheid? Die beeld wat ek uitdra, is dit waarheid? Of is ek skynheilig? Ek weet, waarheid is 'n keuse. Want ek leef in die teenwoordigheid van God, en ek moet besluite neem in die teenwoordigheid van God, hy wat alles weet. Niks is bedek voor die aangesig van God nie. Alles is openbloot voor die oë van God, met wie ons te doen het. En jy moet 'n keuse maak elke keer. Ja, dit mag partykeer tot jou skade wees. Dit mag partykeer tot jou skande wees. Maar neem hierdie voorbeeld vir jouself om te sê, Here, ek kies die weg van waarheid. Al beteken dit ook dat ek lyding sal hê. Al beteken dit ek vervolging sal hê. Ek sal in alle opsigte in woord
en inderdaad waarheid spreek. Hoekom? Omdat ek 'n vrees vir God het. Omdat ek eerbied vir God het. Geliefde, jy wandel met God of jy wandel nie met God nie. Wil ek die seën van God ken? Wil ek die teenwoordigheid van God ken? Wil ek die nabyheid van God ken? Dan is daar net een ding vir my: wandel in waarheid en wandel in die lig soos God in die lig is. Ek gaan weer vir Habakuk 1 vers 13 sê. Hy sê eerste rein van oë om die sonde te aanskou. Kom ek en jy staan net 'n oomblik stil en gee die Heilige Gees geleentheid om in jou hart met jou te praat. En geliefdes, op hierdie oomblik spring daar miskien reeds skirtproppies in jou gemoed op om te sê, my lewe is nie waarheid nie. My lewe is voorgee. As mense my ken soos God my ken, sal hulle geskok wees in wie ek is. Dan het jy met jouself gepraat. Die Heilige Gees het reeds vir jou oortuig. Kies dan om in die waarheid te gaan wandel. Kies dan om jou lewensweg te verander, om die waarheid van God ten altyd in jou lewe te hê, om in die vrees van God te wandel. Ag, die Here het vir Abraham gesê in Genesis 17 vers 1. Abraham, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Lewe net so dat jy weet dat ek alles sien wat jy doen, dat ek alles hoor wat jy doen, en as jy dan enige ontzag vir God het, as jy enige respek vir God het, sal jy stil staan en sê, ek kan nie, soos Josef van ouds, wat gesê het, hoe kan ek teen God sondig? Lewe net in my teenwoordigheid, wandel net voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Dan sê die psalmis, u verordeninge het ek voor my gestel. Ek het u woord voor my gestel. Want dis in u woord wat ek die waarheid ontdek. Dis in u woord wat ek die wese van God ontdek. Dis in u woord wat ek die bevele van God en die opdragte van God leer ken. Daarom, geliefde, as jy die Bybel lees nie, sal jy nie 'n idee hê van die God wat jy aanbid nie. Ons moet die Bybel lees om God te aanbid. En as ons die Bybel lees, dan kennis daarvan te neem, dit is wat God sê. Geliefde, kan ek dit met eerbied sê? Dis nie wat die Bybel sê nie. Ja, dit is wat die Bybel sê, maar kom ons verander dit net. Dit is wat God sê, want die Bybel is God se woord. En alleen as jy doen wat God sê, sal jy in waarheid wandel. Die enigste absolute waarheid wat geen verandering en geen regstelling nodig het nie en vir ewig sal bly staan, is wat God gesê het. Dit sal nooit verander. Jy kan dit nie aanpas nie. Jy kan dit nie aanpas by die tyd wat jy in lewe nie. Jy moet God se woord eksplisiet nakom, want God het so gesê, dit is die absolute waarheid. Daarby te bly. Wat sê die Psalm 119 vers 5? Ag, ek het nou net geblaai, bly vinnig vir u terug. Hoor wat sê daai 105ste vers van hierdie Psalm vir ons ook in dieselfde verband. Hy sê hierdie woorde: u woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. Waarmee sal die jong sy pad suiwer hou? Deur dit hou na u woord. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, in waarheid hou, deur te wandel volgens God se woord. Die woord van God praat met jou. Die woord van God praat met my. Die woord van God wil ons onderrig. Die woord van God wil ons in die volle waarheid van God inlei. Die woord van God wil sy heerlikheid aan ons openbaar, wil God aan ons bekendstel. Geliefdes, lees die Bybel. Bestudeer die Bybel, maar asseblief gaan doen wat God sê, gaan lewe in waarheid. Ek dink so daaroor. Aan daardie 11de vers. Ek het u woord in my hart gebere, o God, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek het die weg van waarheid gekies. Ek wonder of jy dit al gedoen het. Ek wonder of jy 'n keuse gemaak het. Ek het 'n keuse gemaak om in waarheid te wandel. Ek het 'n keuse gemaak om ten alle tye in waarheid te wandel. En geliefde, voor jy praat, gaan die Heilige Gees vir jou sê, of dit wat jy nou gaan sê waarheid is al dan nie.
Voor jy optree en iets doen, gaan die Heilige Gees vir jou sê, dit wat jy nou doen is nie reg nie, is nie waarheid nie. En nou sê Jakobus 4 vers 17 vir ons, as jy dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, is dit sonde tussen jy en God. Jy kan nie die gebooie van God ongehoorsaam wees en in die wil van God wees nie. Jy kan nie in duisternis wandel en sê jy's in die waarheid nie. Kom ek quoteer weer, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ek sê dat ek met God gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Maar as ek in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Kan ek weer vir u lees, die 29ste en 30ste vers, die kontras, verwyder van my die weg van leuns. Verwyder van my die weg van leuns. Ek het die weg van waarheid gekies. O, mag die Here jou help. Mag hy my help om net te luister na die influistering van die Heilige Gees, wat met jou praat wanneer jy gaan praat en wanneer jy gaan optree. Om net vir jou te vra, my kind, is dit waarheid? My kind, is dit absolute waarheid? My kind, is dit reg wat jy nou doen? Mag die Here dan vir u en my genade gee om te sê, Here, verwyder van my die weg van leuns. En mag jy die keuse maak. Ek het die weg van waarheid gekies. Mag die Here vir u seën, my broer. Mag die Here vir u seën, my kindertjies. Ag, broer en suster en kinders van die Here. Mag die Here vir u seën. En mag u werklik opreg in waarheid voor God wandel en die milddadige seën van God belewe. Die Here seën vir u. Bid asseblief vir my. Ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat die Here vir elkeen van julle sal seën. Ek vertrou die Here om vir my 'n woord te gee om met u te deel, en voordat hierdie woord by julle uitkom, moet ek dit in my eie lewe eers deurwerk. Daarom moet ek vir die Here gesê, Here, ek kies. Al beteken dit ook dat ek gramskap sal hê, al beteken dit dat ek beroemd sal wees, of nie in guns sal wees by mense nie. Ek verkies die waarheid, Here. Al beteken dit ook vir my vervolging. Mag die Here vir u en my help om in waarheid te wandel. Goeiedag vir u en die Here se rykste seën.